Ons gaan begin om saam te sing Gesang 91, die eerste en die derde strofe. Ons sing dit staande, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën en ook die loflied direk daarna. Gesang 91, woord van God, woord van die lewe. Die eerste en die derde strofe en dan bly ons staan tot na die lofsang. Kom, ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige en troostvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die seëngroet met Gesang 194, daarvan die eerste en vierde strofe. Aanskou die Heiland, sien die kruis, die hemel vors verag verguis. Die leidingstyl is so kosbare gesang, kom ons dink wat ons sing. Gesang 194, 1 en 4. Geliefdes, in Galasiërs 2 lees ons hierdie woorde wat Paulus spreek en ek vertrou ons almal kan dit saam met hom sê. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. As daarmee vir jouself plaas dit nogal 'n groot verantwoordelikheid op 'n mens om dan seker te maak dat jy waarlik leef soos wat Christus in jou leef. En daarom luister ons na die wet van die Here. Maar daarom meet ons ons eie lewe om te sien of dit werklik waar is wat ons sê.
Ons luister na die wet soos Eksodus 20 vers 1 tot 17 dit vir ons voorhou. Daar staan, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Romeine 8 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ons gaan ons geloofsbelijdenis vanoggend sing, en ons, jy moet mooi oplet, ons bely pragtig in hierdie gesang, ons glo in hierdie die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die eerste strofe sê, aan die Vader dank en ere, laat ons saam sy lof besing. Tweede strofe, aan die Christus ons aanbidding, hy is dit waardig, lam van God. Die derde strofe, aan die Heilige Gees ons danklied, hy wat ons leer glo en bid. Geloofsbelijdenis, gesang 240, 1, 2 en 3, kom ons sing het saam.
Kom ons bid saam, broer en suster, kom ons staan almal en ons roep die Here aan in die gebed. O allerheiligste God, ons buig laag voor U in hierdie oggenduur, omdat ons elkeen onsself goed ken. Die donkerste kolle in ons lewe, die brakkolle, die dinge wat vir U teleurstel, waarin ons mekaar ook teleurstel. Wil U vanmôre ook deur hierdie woord met elkeen van ons helder en duidelik praat, dat ons onsself sal ondersoek in hierdie lydenstyd. Ja, ook die geleentheid benut om hier verskriklike lyding te oordink. Nie net aan die kruis van Golgotha nie, ja natuurlik die hoogtepunt daarvan, maar ook deur die lewe wat die mensdom met U gemaak het, o heilige Seun van God. Dit laat ons sidder as ons daaroor dink. Ons wil U loof vanmôre. Ons het ook reeds deur die sang en die lied, en ons wil met ons hele lewe U loof en prys, omdat U die enigste waaragtige God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dis duidelik in hierdie wêreld is daar soveel wat nog nie vir U ken en nie aanbid en nie bely as die enigste God nie. Daarom beleef ons die oorloë dwars oor die wêreld, asof die Satan losgelaat is en alle opsigte veg om elke gelowige te vernietig. Here, hou U ons vas in die palm van die hand. Ons bid ook vir daardie mense wat in hierdie oorlog betrokke is, waar daar soveel is wat eenvoudig doodgeskiet word, vermoor word of vermink word op allerhande wyses. Here, in besonder hou U hand van genade en bewaring oor die kerk, dwars oor die wêreld, oor elke gelowige wat aan U vashou, omdat ons weet U is ons enigste uitkoms, ons redding. U is die almagtige God, wat oor alles heers en regeer, selfs te midde van die chaos van ons dag. Here, dankie dat ons kan weet dat U alleen in staat was om ons sondes te vergewe, deur Jesus Christus ons Here. Maar dit het aan ons die nuwe lewe gegee, dat ons kan uitsien na om eendag die ewige lewe met U te kan deel, en is net genade uit U hand. En as ons dan struikel in die wêreld, ons daaglikse lewe, Here, teenoor U en teenoor mekaar, nie daar die liefde uitleef wat ons moet uitleef nie, pleit ons, Here, vergewe genadiglik. Ons bid ook vir die wat ernstige nood het, ernstig siek is, al die wat ook bekend is in die gemeente in besonder, wat worstel met allerlei ellende en probleme. Ons vra, Here, gee uitkoms, gee genesing, want U alleen is die almagtige God, wat daar kan bykom waar ons as mense en dokters nie kan bykom nie. U is die ewige, die skepper van elkeen van ons. Ons pleit ook, Here, wees met hierdie besondere gemeente, hier in Mosselbaai, wil die predikant en die kerkraad, elke lidmaat, elke seun en dogter seën met die keur van die seëninge, sodat hierdie gemeente steeds 'n sieraad sal wees in die wingerd, wat die een droom najag, en dit is om die evangelie te verkondig, dit uit te leef, dat dit duidelik is, U leef in elkeen van ons. Daarom wil ons ook vir U vanmôre opreg aanbid, buig voor U, en smeek, Here, spreek tog, U diensknegt, U diensmeisie, luister graag. Amen. U kom ons sit, dankie. Kom ons maak die woord van die Here oop by Johannes 11. Johannes 11, ons gaan vanaf vers 55 lees tot 12 vers 11. Dis lydenstyd, nee, en ons moet dit in gedagte hou wanneer ons hierdie woord lees. Ons weet almal van die verskriklike gebeure daar by Golgotha, waar Jesus aan die kruis gesterf het met al die gruwelikhede daaromheen. Maar ons moenie vergeet nie dat daar 'n groot stuk lyding ook was, eintlik dwars deur sy hele lewe. Hy wat mens geword het in alle opsigte, behalwe in die sonde. Nou leef hy tussen ons klomp sondaars en ellendelinge. Jy kan nie dink watter ellende moet dit vir hom wees.
En tog kom vervul hy sy roeping, sy doel, end uit. Hierdie is ook 'n deel van sy lyding. Kom ons lees daarvan hier in Johannes 11 vers 55. En die Pasga van die Jode was naby. En baie het uit die landstreek na Jerusalem opgegaan voor die Pasga om hulle te reinig. En hulle het Jesus gesoek en terwyl hy in die tempel staan, sê hulle vir mekaar: Wat dink julle? Sal hy nie na die fees kom nie? En die owerpriesters en die fariseërs het ook 'n bevel gegee dat as iemand wist waar hy was, hy dit bekend moes maak, sodat hulle hom gevange kon neem. Kan jy die gesindheid hier hoor? Fariseërs en die owerpriesters, die wat eintlik hom moes kon identifiseer as die Messias wat gekom het. Hulle stel nie belang as hy daar om na hom te luister en sy woord te hoor en daardeur gevoed te word nie. Hulle sit met verkeerde gedagtes, gruwelike idees. Hulle wil hom eintlik gevange neem. En dan Johannes 12 vers 1. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk, eintlik moet dit vertaal is met die geur van die salf. Toe sê een van die disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai: Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehaat het en die bydraes geneem het. Kan jy die motief hier agter dit hoor? Die gesindheid by Judas. Toe sê Jesus: Laat haar staan. Sy het bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes sit julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te seën, wat hy uit die dode opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Tot sover ons skriflesing. Hierdie woord sê self, God se woord is soos vuur, soos 'n hamer wat groot klippe stukkend breek. Jou verraaier, jou vieslike, veragterlike verraaier. Hoe voel dit vir u as iemand dit vir u sê? Nie een van ons sal trots wees daarop nie. Om 'n verraaier te wees was nog nêrens en sal ooit 'n prestasie wees en iets wees waaroor 'n mens juig nie. Ek dink baie van ons het op verskillende maniere al beleef hoe maklik mense ons ook kan verraai en in die steek laat, teleurstel. So eie persoonlike lewe dalk, of in ons volksverband, of selfs by die werk, dwars deur ons lewe. Verraad is aanstootlik. Dis veragtelik. Ons beskou dit maar almal as 'n skande en iemand wat dit doen is in ons oë sleg, verwerplik. Daarteenoor staan lojaliteit, betroubaarheid, trou. Want dis bitter noodsaaklik hierdie lojaliteit vir ons verhoudinge dwars deur ons lewe.
In alle opsigte, alle verhoudinge, ons vriendskappe, ons huwelike, in ons volk, ons kerk, by die werk, loyaliteit, betroubaarheid, egtheid, eerlikheid, al die mooi deugde. Die van u wat ook in my tyd geleef het, en jonk was, voor jy spook geword het, u sal onthou, ons het 'n taktiek gehad, wanneer ons oorlog maak, teen die terroriste, want ons so 'n lang linie gevorm, en dan was die manne nou 1-2-1-2-1-2 genommer, en dan het ons hierdie aksie gedoen wat ons genoem het, vuur in beweging. Wanneer die bevel kom, dan begin ons skiet, en die volgende bevel beteken dat die eerste ouens, die nommer 1's, beweeg almal vorentoe, so 20-30 tree, en die nommer 2's bly skiet, om die vyand plat te hou. En jy moes daai ou hier agter jou vertrou met jou hele lewe. Want as jy 'n bietjie skeef sou loop en nie reguit loop nie, loop jy reg voor sy patrone in. Of as hy dalk nie van jou hou nie, kan hy vir jou ontslaa raak nou. Baie maklik, wie gaan weet? Jy het hierdie makker van jou lewe eintlik in sy hande geplaas. En so gaan die aksie voort. Dan val hierdie ouens plat en hierdie bly skiet, en dan gaan hulle verby, terwyl hierdie weer skiet, en so uiteindelik oorrompel ons die vyand. Goed gewerk. Maar daardie vertroue moet absoluut daar wees. As so 'n verraaier sou wees, was daar min van ons wat sou oorleef het. Verraad beteken eintlik, as jy na die Woordeboek kyk, om vertroue te breek, om te draai uit 'n verhouding. Vir nog iets daarvan vertel, dat ek op Dulstrom op 'n stadium huisbesoek doen, daar in die Oos-Transvaal, saam met 'n ouderling bo op die berge daar na Stoffberg se kant toe, stop en hy sê, wil eers vir my iets wys. Hier is 'n begrafplaas van verraaiers. Nou moet jy hoor, hoe het die boere gedink oor 'n verraaier in die Engelse oorlog? As jy betrap was dat jy hulle verraai het, dan het jy daar gekry, jy moes jou eie graf grou. As jy hom klaar gegrou het, en as jy dit nie doen nie, dan dreig jy hom met die geweer. Jy grou hom. Klaar gegrou het, gaan staan jy op die voet en eind van die graf, hulle skiet jou, jy val in die graf, en die penkoppe moet jou kom toegooi. Die jong manne, hulle wou dit nie aan die graf doen, hulle sê hulle kan hulle self toegooi. Maar dit sou nou nie werk nie. Hulle word gedwing om dit te doen. Maar kan nie hoor die weersin wat daar was, die veragting vir 'n verraaier, wat jou en jou mense in die steek laat. Nou het ons vanmôre gelees in die Bybel van die Here, in die woord van die Here, oor die bekendste verraaier seker denkbaar, dis Judas Iskariot. Maar wie was hy regtig gewees? Jy moet onthou, aanvanklik kom Jesus en hy kies hierdie Judas, sê kom, volg my as een van my disippels. Ja, in die Bybel is hy eintlik so 'n bietjie van 'n randfiguur. Daar is maar gebroke inligting oor Judas. Tog het hy sentrale betekenis vir die kerk, vir elke gelowige, as ons na ons eie lewe kyk. Nou is daar baie groot teologiese probleme rondom hierdie figuur, Judas Iskariot. Jy kan jouself indink, die gelowiges wat baie klem lê op die ewige voorbestemming van die mens, mens kry sulke groeperinge ook wat dink dat God het ons elkeen maar op 'n spoortjie geplaas en maak nie saak waar kant toe jy val nie of loop nie, jy gaan daai spoor loop tot op die einde. As jy geen verantwoordelikheid het nie. Ons noem dit determinisme. Vir so mense is dit 'n probleem. Want as God dan vooraf al besluit het, maak hy laat skep hierdie Judas, laat hom gebore word om uiteindelik die verraaier te wees. Is dit 'n liefdevolle God? So jy sit met baie teologiese probleme rondom Judas. Sy hele rol binne die heilsgeskiedenis en sy optrede in die lewe tydens Jesus. Ook die hele vraag rondom die keusevryheid van die mens en jou eie verantwoordelikheid kom ter sprake. Hy kon ons maar anders gekies het, so hy moet maar die gevolge dra. Of het God hom nou daartoe gedwing? Of het die duiwel dalk van hom besit geneem? Mense kan baie vrae vra oor die ding. Groot vraag is ook baie keer wat na mense toe kom is,
is Judas verlore? Niemand van ons sal weet nie. Hy mag dalk tot bekering gekom het, hy het tog berou gehad, soos ons lees in die woord, maar dalk is hy verlore. Dis vir God om te besluit. Ons kan baie oor die goed praat, maar een ding staan vas. Hierdie Judas Iskariot bly vir elkeen van ons 'n permanente waarskuwing dat Jesus Christus eintlik te vergeefs met 'n mens kan omgang. En dan beleef daardie persoon dit nog steeds sinneloos, waardeloos, verniet. Dit beteken eintlik 'n mens kan jou lewe lank deel wees van die kerk, hier met 'n mooi vroom gesiggie sit, op die kerkraad dien, orgelis wees, wie ook al, watter amp ook al beklee in die kerk. Maar dit kan net 'n ritueel wees wat jy pleeg met ander motiewe. Anders as om regtig telkens in ontmoeting te tree met Jesus Christus. Te hoor wat hy sê, te oordink wat hy gelei het vir jou, gedoen het vir jou en vir my, sodat ons die ewige lewe kan hê. Duidelik by Judas, Jesus het werklik met hom omgegaan, was minstens 3 jaar, min of meer, wat hy saam met Jesus gestap het. En mens kry die indruk hier teen die einde, dit het nie aan hom geraak nie. Hy is uitgekies as 'n disipel. Mense aanvaar tog, Jesus koester groot verwagtinge van hom, soos van al die ander disipels. Jy kan gaan kyk op al die evangelielyste, kom Judas se naam ook voor, is hy ingesluit. Hy het selfs meer aansien as van die ander disipels, want hy word aangewys as die penningmeester, bekwame penningmeester. Amper soos die van vandag wat ook vir hulle self so sorg, nê. Hy dra die beurs. Hy's 'n vertroude staatmaker, het hulle gedink. Tog is dit duidelik, hy was dit nie werd nie. Hy was 'n dief, skelm. Hy het van hierdie bydraes wat vir die armes moes gee, het hy gesteel. Besef jy wat 'n tragedie was hierdie broer en suster, dat iemand soos hy, wat 'n disipel van die Here was, Jesus kom verraai. Hy's dislojaal, hy's vals. Te vergeefs teenwoordig by Jesus. Een van die groot geleerdes, Bonhoeffer, sê, die stelling Judas is een van die 12, is nie maar so 'n neutrale stelling nie. Dit is eintlik geskryf met afgryse. Dit dink hy die voorreg gehad om uitverkies te wees as een van die 12. En kyk wat maak hy. Sy verraad was verskriklik. Eintlik bedekte opstand ook teen die Messias, Jesus Christus. En dit breek eintlik 'n mens se hart dat dit kan gebeur met iemand. Nou wat was sy sonde as mense dit moet deurtrek, nou wat het nou eintlik in hom aangegaan? Wat was sy dryfveer? Waarom gee hy sy rabbi, sy beste vriend, sy Heer, die Messias prys? Paulus vra die vraag, hy sê, mens wonder eintlik, hoe kon Jesus hom so met Judas vergis? Ja, daar's baie teorieë oor Judas. Maar een van die duidelikstes kom na vore, as 'n mens dit mooi in konteks gaan lees. Hier het sy gierigheid, sy hebsug, sy geldsug van hom besit geneem. Ewe vroom en skynheilig, daai geld moet gegee word vir die armes. Intussen is die bedoeling maar, ek wil 'n bietjie meer hê om te steel. Dis maar nou siekte waaraan baie van ons mense ly. En nie net die slegtes daar buite nie. Selfs in die kerk. So hebsig party, so gierig. Die evangelie kan maar skade kry, solank ons net genoeg geld het. Solank dan net honderde of miljoene rande nog beter in die bank is. Die evangelie maak nie saak nie. Presies, dan mis ons die doel. Dan is ons in dieselfde bootjie as hierdie Judas. Iemand anders sê, miskien was Judas 'n probleem, teleurgestel of ontnugterde Messias verwagting. Hy het soos baie mense van daardie tyd gedink, die Messias wat kom gaan wonderlik wees. 'n Koning op 'n wit perd met 'n skare sterk leer agter hom, wat hierdie aaklige Romeinse ryk kon vernietig.
en vir eens en vir altyd die juk van ons afruk en hy gaan heers. En ek vermoed hy dalk sy gedagte gehad, dan kan hy dan die minister van Finansies wees van hierdie nuwe koninkryk wat kom. Wat 'n siek mens. Dalk het hy maar hierdie wensdroom gehad oor hierdie koning en dit het verpletter geraak. En daarom is hy bereid om Jesus te verraai. Dit bly vir ons 'n onbegryplike raaisel wat in so iemand se hart aan die gang is. En dan moet ons maar sê, ek dink dis eintlik onmoontlik om ooit die hart van 'n verraaier te verstaan. Want Judas het alles. Hy is in die teenwoordigheid van die koning van alle konings, die Messias, hy sien wat hy gedoen het. Hy sien nie die Lazarus wat uit die dood opgewek is daar. En tog raak dit hom nie in sy binneste nie. Dis die wese van sonde, geliefdes, en ons moet na ons eie dinge ook kyk. 'n Mislukte verhouding met Jesus Christus. Wat om hom te ken, sy naam te ken, sê eintlik nie veel nie. Die duiwel het hom ook geken. Judas het hom ook geken. Dit gaan oor 'n opregte, egte, intieme verhouding met Jesus Christus en so met die lewende God van alle tye. Nou in die lydingstyd, gebruik tog die tyd en gaan bedink bietjie die hele lydensweg van Jesus. Dink die verraad van Judas was sekerlik ook 'n baie groot hoogtepunt in sy lewe. Ander geleerde, Karl Barth, oor hierdie figuur van Judas sê, miskien was Judas nie ontwillig om Jesus te volg nie, maar hy doen dit verkeerd. Verkeerde motiewe hier binne. Hy doen dit voorwaardelik. Hoor bietjie mooi. En dan dink en ek oor onsself. Hoeveel mense is daar wat baie mooi goedjies doen, miskien om raak gesien te word, miskien my eie ek so bietjie te voed. Jy moet dan weet ek is die oulikste ou in die wêreld. Nie om Christus te dien in die eerste plek en om sy naam groot te maak en hom te verkondig nie. Jy sien mense sit altyd met hierdie ellendige stryd in ons binneste van die eie ek. Sê altyd dit is soos 'n onheilige drie-eenheid. Engelse sê I, me and myself. Dis tog die belangrikste ou in my lewe. Dis onheilig. Ek moet juis myself kruisig. Heeltemal kruisig sodat Jesus Christus die koning van my lewe is. Dat hy op die troon sit. Dat hy die een en die al van my hele lewe is. Hierdie Judas staan eintlik lynreg teenoor die ander figuur wat ons in hierdie gedeelte van gelees het, Maria. Maria wat lojaal en trou bly. Die absolute offer wat Jesus bring, is vir Judas te groot, onaanvaarbaar. Dis sinloos. Kool is die sous nie werd nie. Hy moes hier 'n koning wees, nou laat hy hom kruisig. Wat is die waarde daarvan? Weet jy, broer, suster, iemand wat so dink oor Christus, het hom reeds as verlosser prysgegee. As ons so oor die sonde van Judas dink, moet ons maar versigtig wees om hom so te veroordeel in ons gemoed. Wat sê nou net, dis dalk ook deel van ons eie lewe, van ons eie geestesiekte. Disloyaliteit, verraad. Is altyd 'n aanwesige moontlikheid vir enige mens, want ons is swak en nietig, en dis nie verskoning nie. Dis 'n treurigheid dat ons in die geloof sterk staan. En Jesus vasklou, weet hy sal ons deurdra, al gaan dit hoe moeilik, ons kan hom nooit verlaat of dislojaal wees teenoor hom nie. Oral waar Jesus Christus op eie voorwaardes gedien word, is dit vals en onsuiwer. Oral waar ons nie bereid is om onsself ter wille van Jesus te offer nie. Markus sê mos, jy moet jouself offer, jou kruis opneem en hom volg. Ek moet myself kruisig. Anders is ek besig om Jesus telkens weer te verraai. Bondjie versê oor die gedeelte, hy sê al wat oorbly
nadat ons hierdie mystieke lewe van Judas bekyk het, is om te besef en eerlik te wees voor die Here, dit kon net sowel ek gewees het. Kon net sowel jy gewees het, wat die Judas was. So ek dink Judas, as ons die gedeelte lees, ruk dit jou eintlik tot stilstand, veral daar die hele gebeure van die verraad. Maar gelukkig, dis nie waar die woord ophou nie. Daar's die ander kant ook, daar's 'n beter weg. Die weg wat Maria, onthou sy is die suster van Martha en van Lazarus, wat aanvanklik dood was. Sy toon vir ons die beter weg, eintlik die enigste lofwaardige weg, wat vir 'n kind van die Here oorbly. 'n alles opofferende liefdesdaad. Sy vat haar kosbare nardesolie. Ons sal in ons terme sê die vrouens, my kosbaarste parfuum. Weet jy wie van die Estée Lauder koop nie? My vrou is mal daaroor, dit kos my 'n fortuin en ek moet dit koop. Sy is so jammer daarvoor. Hier kom die vrou, sy vat haar parfuum, haar nardesolie. Dit is dikwels ook gebruik wanneer daar dood is by 'n begrafnis om mense daarmee te salf met die olie. By begrafnisrituele, telkens ook wanneer daar 'n gelukwensing was, is hierdie parfuum oor jou uitgestort. Of as konings gesalf is, was dit met hierdie kosbare nardesolie. En weet jy, dit was nie net 'n botteltjie gewees nie. Dit was soveel soos 'n hele jaar se loon. Wie van u sal u salaris opoffer? Dan sê jy, ek sal dit maar gee vir die Here. Ons kry so swaar om die 10de te offer. Sjoe, dis 'n bietjie baie. Hier kom die vrou, sy gee alles. Alles wat sy het. 'n jaar se loon stort sy met een slag uit op die voete van Jesus. Want sy's besig om te antisipeer, soos Jesus eintlik self insinueer hier, sy offerdaad aan die kruis, sy begrafnis, maar ook sy koninklike roeping as koning van alle konings. Dan verdeel hy al die nardesolie in die hele wêreld. Maar Judas sien dit nie raak nie. Hy sê so, kyk wat maak sy, en hy word redelik woedend en aggressief daaroor. Hy sê, vir wat mors hy nou so daardie jaar se inkomste? Hy sien net sulke muntstukke wat daar afval en die grond verdwyn. In plaas daarvan om te besef, waarmee is sy hier besig? Wat sê sy eintlik met hierdie offerdaad van haar, deur alles te gee wat sy het, so lojaal, haar alles. Dis 'n kragtige simbool van opregte liefde, van toewyding, van 'n intense, intieme verhouding met die koning van alle konings, die Messias. Lydingstyd, moet ons goed dink, dis 'n tyd wat ons weer kan hoop gee. Hoop op die ewige lewe. Want is net Jesus Christus met sy lyding, wat dit kon moontlik maak dat jy en ek kan hoop op die ewige lewe. Afsluit vir die vraag, en ek wat vanmôre hierdie woord gehoor het, wees eerlik teenoor jouself, wees eerlik teenoor jouself voor God. Jy hoef nie vir my te sê, of vir die kerkraad, of vir iemand langs jou nie, maar wees eerlik voor God. Wie is u? Wie is ek? Is jy en ek dalk ook Judas? Hierdie dislojale, veragtelike, vieslike verraaier. Miskien 'n bietjie meer subtiel, maar tog ook onmiskenbaar Judas dikwels in my optrede. Of is ons hopelik 'n Maria? Geestelik gesproke 'n Maria figuur wat getuig van loyale, getroue, opregte, voorbeeldige liefde en volgeling van Jesus Christus, ons Here en ons Redder. Ja, is een ek bereid om so ons beste, ons lewe op sy voete uit te stort en te weet, ons ontvang so die ewige heerlikheid uit genade. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Gesang 182, daarna bly ons staan vir die gebed. Jesus lam gelei ter slagting,
U oorwin vir ons die dood. Die eerste strofe, die tweede strofe sê, koning tot 'n spot geteken met 'n riet en doringkroon. Gesang 182, 1 en 2, en dan bly ons staan vir die gebed en daarna die offergawes. Here, wanneer ons hierdie gesang sing, kom dit diep uit ons harte, omdat ons besef wat 'n ontsaglike offer U gebring het, wat 'n verskriklike lyding U moes beleef in hierdie wêreld. En ons dank U, Here, dat ons kan weet, dat deur die werking van U Gees, U ook in elkeen van ons leef en ons verander, om ontslae te raak van ons Judas gesindheid, van ons veragtelikheid as sondaars, en dat ons eerder die regte weg loop met U saam, U te aanbid, ons lewe as 'n heilige offer te gee, soos die woord sê, 'n heilige offer wat vir U aanneemlik is. Here, baie dankie dat U, Jesus Christus, vir ons daardie moontlikheid moontlik gemaak het, om so 'n nuwe lewe te kan leef. Net deur U wat alleen die weg, die waarheid en die lewe is, kan ons daarom vashou en weet, U is ons redder, ons ewige koning, ons saligmaker. Want U bring ons die lof, die eer, die dank, die aanbidding van ons harte, vir al U goedheid, U genade, U liefde en U trou. Selfs al is ons dikwels ontrou. Ons bid dit in die naam van die ewige koning Jesus Christus, ons Here. Amen. Liefdes, kom ons sluit af met gesang 192. Ek wil vra ons probeer 'n bietjie 'n beurtsang doen. Eerste en die laaste strofe sing ons almal, die tweede die broeders en die derde die susters. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. So kom ons sing dit in beurtsang en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan die wêreld in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met u wees en bly tot in alle ewigheid. Amen.